Vandag is donderdag 30 April. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in tyd van Paase. Die teksgedeelte waarby ons vandag in stil staan is Psalm 139. Voor ons die gedeelte gaan saam lees, nooi ek jou graag om saam met my die opstandingskers aan te steek. En dan wil ek jou nooi om rustig te raak. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar's nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in nag te verander, maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie. En die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart. Ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Ek wil jou nooi om gemaklik te sit, stadig asem te haal, totdat dit voel hoe jou asem eenvoudig natuurlik net vloei. En bewus van die Here se teenwoordigheid wil ek jou nooi om die volgende woorde sag in jou hart vas te hou. Here, U is hier. U is by my. Laat hierdie waarheid stadig insink. Here, U is hier. U is by my. Die psalmdigter sê, Here, U ken my. Dink vir 'n oomblik oor hierdie waarheid. God ken jou volkome. Hy ken jou gedagtes nog voordat jy dit kan dink. Hy ken jou vrese, jou vreugdes, jou geheime, jou tekortkominge. Tog bly hy by jou. Rus vir 'n oomblik ook in hierdie waarheid. Ek is ten volle geken en steeds geliefd. Ek is ten volle geken en steeds geliefd.
Wat doen die gedagtes aan jou? In vers 7 sê die psalmdigter, waarheen kan ek vlug om weg van u gees af te kom? Waarheen vlug jy soms? Dink aan die plekke in jou lewe waar jy dalk alleen voel, situasies wat dalk vir jou swaar is, en dan wil ek jou vandag nooi om dit net sagkens voor die Here te kom lê. Jy weet dat daar's geen plek waar hy nie is nie. Daar's geen donker vir hom nie. Geen onsekerheid in sy hart nie. En selfs daar waar jy alleen voel, waar jy voel dis donker en waar jy onseker is, selfs daar is God. Herhaal daarom hierdie woorde in jou gedagtes. Selfs hier, Here, is U by my. In vers 13 sê die psalmdigter, U het my gevorm. Dink so vir 'n oomblik in jou eie lewe, jou liggaam, jou storie, jou pad. Die psalmdigter help ons om te onthou, ons is nie toevallig nie. Ons is met sorg aan mekaar geweef. Ons is wonderbaarlik gemaak. Dink vir 'n oomblik terug met dankbaarheid aan jou eie storie en God se storie met jou. In vers 23 bid die psalmdigter en sê, deurgrond my hart, o God. Kyk of ek op die regte pad is. Gebruik die stilte vandag en vra vir die Here om jou te wys ook wat in jou eie hart aangaan. Moenie oordeel nie, ontvang dit wat na jou toe kom. As daar emosies opkom, bekommernis,
Gee dit sagkens vir die Here. En neem vandag hierdie waarheid met jou saam. Jy is geken, jy word gesien, en jy is nooit alleen nie. Here, lei my ook vandag op U ewige pad. Amen.